Goeiedag almal en wat 'n voorreg om nog 'n keer saam met julle te kan stap in hierdie wonderlike reis in terme van die Yahweh Shalom Walk wat die Here geïnisieer het in Junie se hart onder leiding van sy gees en sy wat gehoorsaam geantwoord daarop het en ons deel gemaak het van hierdie wonderlike reis. Of jy 'n luisteraar is en net inskakel en of jy deel is van ons wat aanbied. Jy kan nie anderste as om te besef dat hierdie iets spesiaal is en dat die Here ons baie diep wil aanraak, bewus wil maak. Vanaand se gedeelte het die Here in my hart gelê om met julle 'n tipe van 'n gedagte te deel. Nou, die eerste inset het ek met julle gepraat oor Shalom, betekenis Shalom, so 'n bietjie konteks te gee. Nou wil ek so 'n bietjie gaan kyk na 'n paar gedagtes. Paar gedagtes rondom Yahweh Shalom om van kennis te neem. Yahweh Shalom, hy wat is vrede. Een van die kerntekste wat in my hart gelê is oor die afgelope tyd, is natuurlik waar Gideon die opdrag gekry het om die altaar van die Here te herstel. Hierdie gedeelte vind plaas, of hierdie gebeure vind plaas in Rigter 6. Maar dan spesifiek in Rigter 6 vers 24, 23 ook, en ek sal later verwys na hom, maar in vers 24 kom Gideon en hy noem hierdie altaar van die Here. Hy noem hom die Here is vrede. Yahweh Shalom. Die Here is vrede. Nie net die gewer van vrede nie, maar vrede self. Gideon het hierdie ontdekking gemaak in 'n oomblik van groot vrees. Daar was nie kalmte gewees op daardie stadium nie. Hulle is onder geweldige druk. Daar is 'n hele klomp volkere om hulle wat hulle bedreig. Wat Gideon en die volk Israel bedreig. 'n Klomp van hulle. Daarmee saam sit hulle ook met die waarheid in terme van dat die volk Israel verval het. En dat hulle ook begin het om Baal te aanbid. Die Midianiete op daardie stadium is die grootste bedreiging vir hulle. Op hierdie stadium sit Gideon in 'n parskruip, 'n gat in die grond waar hy wegkruip. Terwyl hy besig is om gars en koring uit te slaan. Hy het vrees vir die Midianiete wat die oes kan steel, sy lewe kan neem, doen hy daardie werk binne in hierdie parskruip. En dan terwyl hy nog so sit, besig om gars en koring uit te slaan, is daar met eens iemand wat met hom praat. En hom sommer op die naam noem. Hierdie stem kom van bo af, en dis 'n engel van die Here, en die sit op die rand van die gat. En ek visualiseer dit altyd waar die engel met sy voete so afhang. En Gideon besig is hieronder, en dan kry hy hierdie opdrag, 'n opdrag wat Gideon kom baie bang maak. Hy sit reeds in vrees in hierdie gat vir die Midianiete, en nou kry hy die opdrag van die Here. Hy moet vir die Here 'n altaar gaan bou.
op die fondasie wat reeds gelê is. Dit beteken dat die altaar van die Here wat gebou was, verval het onder die Baal-profete. Gideon moet dit afbreek, hy moet weer op die goeie fondasie wat reeds gelê is, 'n nuwe altaar bou. Ek hoop jy hoor dit, goeie fondasie. Hy moet die paal afkap, die gewyde paal vir Baal. Dink jy dit in? Dink jy dit in, as jy die opdrag sou kry? Gideon was skrikkerig, hy het eers die opdrag geweier, en toe hy besef wie dit is met hom praat, en toe sê hy eers, wat ek bring vir jou offer, en na die offer, het hierdie pragtige 2 gedeeltes begin uitrol. Die een gedeelte, Rigter 6:23, die ander gedeelte in vers 24. Ek kom terug daarna. Ons hoop almal vir vrede en eendag van vrede. Maar die eendag van vrede lê nie in 'n geskil wat opgelos word, of 'n oorlog wat eindig nie. Die eendag van vrede lê nie wanneer die gesoeg en sweet in hierdie lewe ophou nie. Wanneer woorde en tonge wat skerp sny en seermaak, stop nie. Wanneer misdaad ophou nie. Vrede lê op 'n baie dieper plek. Ons leef almal in die teenwoordigheid van ons vredevors. En hier hoor jy klaar Jahwe Shalom, vredevors. Dis 'n krag. Wonderbare raadsman, ewige koning, verlosser en redder. Vredevors. Jahwe Shalom. Dis amper soos in 'n parskruip. Of soos 'n oliepars en waarmee ons werk ook, en julle veral saam met Eunice en ek ook. Waar uit die olyfput en die olyfboom en die olyfkorrel hierdie wonderlike olyfolie gedruk word. Vredevors is 'n krag wat in ons wil plaasvind en as te ware amper hierdie druk van onvrede wil uitdruk. Kom uitpars uit ons liggaam uit. Die vrede in ons. Jahwe Shalom. Ek dink aan 1 Konings 19 vers 10 tot 12. Waar Elia weggekruip het in die grot, jy ken die verhaal ons baie goed. Nadat hy die Baal-profete verslaan het, vlug hy later weg vir Isebel en Agab. Maar in elk geval, hy eindig toe op in 'n grot en daar het hy 'n ontmoeting met die Here. Die Here vat hom na die bek van die grot toe. Hy laat hom vanuit die grot uitkyk buite toe. Nadat die Here vir hom gevra het, Elia, wat soek jy hier? Weer dink ek amper aan Genesis 3, waar die Here vir die mense roep en vra, waar is jy? En dan is dit hierdie visioen wat afspeel
voor Elia, hierdie skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk het en rotse gebreek het. En dan staan daar, maar in die wind was die Here nie. En na die wind was daar 'n aardbewing en dan staan daar in die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing was daar vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Vrede word nie gevind deur weg te vlug nie, maar deur die Here in jou vertroue te neem en saam met die Here te stap, langs die Here te stap, om ons vrede in die Here te vind, maar ook die vrede van die Here in ons. En wanneer ons sy vrede binne in ons dra, word die gevare in die duisternis al kleiner. Amper soos 'n kind op sy pa of ma se skoot wat bang is vir die donker. Vrede wat ons behoort te spreek, alles is nie reg nie, maar in die Here is ons veilig. Vrede wat ons laat sterk staan as die winde huil, die stormwind huil. Al wissel dag ook by nag. Hierin die pragtige gedeelte van Rigter 6 is dit verstaanbaar dat Gideon bang is, dat hy twyfel. Maar dan sê die Here vir hom, Jahwe, ons Here sê vir hom, vrede vir jou, vrees nie, jy sal nie sterwe nie. Na hierdie goddelike ontmoeting, hierdie versekering, het Gideon gegaan en hierdie altaar gebou. En hy het hierdie altaar Jahwe Shalom genoem. Die Here is vrede. Hy doen dit nie omdat sy omstandighede verander het nie. Hy doen dit in die omstandighede, terwyl die gevaar steeds dreig. Midde hierdie storm kom hy uit die gat uit en hy gaan breek hierdie altaar af. Vrede is nie afwesig van vrees nie, is nie afwesig van storms nie. Maar midde in hierdie is die teenwoordigheid van ons God. En in 'n oomblik van vertroue en uitgaan na God toe en saam met die Here stap, kom daar vrede in jou. Kalmte, rus. Hierdie is 'n hemelse vrede. Dis nie hartsgebonde nie. Dis wat die belangrikste is vir my. Vrede van bo is anders as vrede van die aarde. Ek moet ongelukkig afsluit. En ek wil graag afsluit met 'n gebed. En ek wil hê dat jy sal saam met my net vir 'n oomblik hierdie gebed ook bid. Jahwe Shalom, U wat is. Mag U my vrede raak, wanneer ek angstig is, bang is, of oorweldig is. Wanneer ek voel ek val uit mekaar, en die aarde skud en bewe. Help my kragtig om vandag in U rus in te gaan, U teenwoordigheid te ervaar, U vrede. Here, my Here,
sal U asseblief my Shalom, my Jahwe Shalom wees. Here, sal U asseblief my Jahwe Shalom raak. En mag ons, Here, in hierdie Shalom walk deur U Jahwe so aangeraak word, dat U ons ewige vrede word, maar ook, Here, dat deur hierdie Shalom walk, Here, 'n wêreld sal verander. Nuwe lewe sal kom. 'n nuwe gees van bestaan. In U naam, Jahwe El, Abba Vader, Jesus en Heilige Gees, bid ons die vanaand. Ons Jahwe Shalom. Amen.